Goeiedag en baie welkom by sessie 14 van module 4, waar ons praat oor gebed. Nou, iets wat ek opgemerk het deur die jare in my eie lewe en ook by ander mense, is dat die goed wat 'n mens by iemand anders leer, wat jy byvoorbeeld onseker is van en jy vra vir iemand, of jy hoor dit in 'n preek, of jy lees dit in 'n boek, is dikwels goed wat mens baie maklik en gou weer vergeet, want is tweedehands. En wat ek agtergekom het, ook in my eie lewe en ook by Shema by ons retreat sentrum, is dat die goed wat mense direk van God leer, deur stil te word, met hom daaroor te praat, na hom te luister, en vir hom jou vrae te vra. En dan gee die Gees van God insig en klaarheid en duidelikheid, word nie vergeet nie. Dit word deel van wie jy is, deel van jou lewe met God. En daarom sien ek luister en bewuswording as so 'n baie belangrike deel van gebed. En ek dink jy sal nou al ook self heeltemal oortuig wees daarvan en verstaan waarom ons sê gebed is nie net wanneer jy een kant gaan, jou oë toemaak en begin bid en met God praat nie. Dit omvat baie meer as dit. So in hierdie sessie wil ons bietjie vir jou verder vat in oefeninge waardeur jy met 'n groter bewuswording kan leef van God se gesprek met jou, sy kommunikasie met jou, en net van wie hy is en hoe hy teenwoordig is. So hierdie is ook 'n praktiese sessie, waar ek jou wil uitnooi om eers te lees wat ek hier, die riglyne wat ons gee, en dit dan prakties te gaan doen. So jy moet vir jouself 'n tyd uitsit, waar jy iewers in die natuur kan gaan stap. Ons noem dit 'n bewuswordingsstap. Die gedagte is dat jy op 'n manier gaan stap wat jy nie normaalweg stap nie. So dink aan 'n plek waar jy ongehinderd kan gaan stap in die natuur en net waarneem wat rondom jou is. So die gedagte is dat jy dan, voor jy begin stap, stel ek voor jy trek vir jou 'n streep in die grond voor jou. En dan sê jy vir jouself, aan die ander kant van hierdie streep, is daar 'n ander wêreld. Dit is God se wêreld. Is 'n wêreld waar God aktief teenwoordig is in alles. Dis 'n wêreld waarin God praat, kommunikeer, homself bekend maak. Dis 'n wêreld wat gevul is met die teenwoordigheid van God, waar dit tasbaar en voelbaar is. En jy kry dit as 'n werklike wete in jou gedagtes. En dan stap jy asof jy deur 'n deurstap in daardie wêreld in. En dan begin jy alles rondom jou waarneem, asof jy dit nog nooit voorheen gesien het nie. Asof dit die eerste keer is wat jy dit sien. Alles. Die aarde, die plante, die grond, die bome, die natuur, die blomme. Kyk daarna soos 'n kind wat byvoorbeeld die eerste keer van hierdie dinge sien, wat daardie verwondering wat in 'n kind se oë kom, wanneer hy baie keer in die natuur moet iets te doen kry wat hy nog nie voorheen gesien het nie. Kyk daarna asof jy dit ook alles vir die eerste keer sien. En ek glo as jy met aandag kyk, gaan jy baie dinge vir die eerste keer sien. So stel al jou sintuie oop om waar te neem, te luister en te kyk. Kyk na die makrowêreld, die berge, die wolke, die lug, hoe dit lyk, die bome. Kyk na die blare, die plante, die kleiner plante, die blomme, die klein ou veldblommetjies wat jy normaalweg verbystap en glad nie eers sien nie. En dan neem tyd om iewers te gaan sit. En kyk net as jy 'n rukkie lank stil gesit het. Hoeveel lewe is daar rondom jou? Hoeveel insekte sien jy raak, wat beweeg, wat krioel? Klein diertjies, miertjies, goggatjies, spinnekoppies. Hou hulle dop. Kyk wat hulle doen. Kyk na die spinnerakke. Kyk hoe hulle besig is om te wees wie God hulle geskep het om te wees. En kyk ook terselfdertyd na die bietjie groter lewe rondom jou, die voëls, hoe die voëls praat met mekaar, sing, hoe hulle net alles doen wat 'n voël doen.
en dit geniet. Ruik die omgewing, ruik, wat is die reuke, ruik aan die blomme, ruik aan die plante. Jy kan selfs proe daarin, net nie eet as jy nie seker is, dis veilig nie. Maar proe 'n grasie, kou daarin. En stap dan stadig, rustig, terwyl jy alles waarneem. Hoe die son skyn, voel die son op jou vel, voel die wind op jou vel, ervaar dit, beleef dit. Voel hoe die wind waai, of as dit nie waai nie, hoe die son skyn. Luister dan ook na geluide in die omgewing. Daar sal altyd voëls wees waarna jy kan luister. Maar luister ook na ander geluide, wat jy normaalweg miskien nie sou hoor nie. Wat hoor jy in die omgewing? Laat dit stil word binne jou. Luister ook na dit wat binne jou aan die gang is. So dis 'n stap waarin jy werklik bewus word van die totale leefwêreld waarin jy is. En hoe God daar teenwoordig is, en hoe God met dit alles wat jy waarneem en sien, nooit dit geskep het. Hoe dit in mekaar steek, hoe dit volmaak funksioneer. Weet jy, ek het baie dikwels hierdie oefening vir mense laat doen daar by ons retreat sentrum by Shema. En die normale reaksie van mense as hulle terugkom, is verwondering. Dat mense net weer opnuut verwonderd is oor God, oor wie hy is. En weet jy hoe belangrik 'n deel dit is van gebed? Ek glo dit is iets wat baie van ons verloor het, omdat die wêreld waarin ons is, soveel eise stel en ons voor soveel ongemaklike situasies plaas, en moeilike situasies. Begin ons later leef om te oorleef. Dit gaan meer oor oorlewing as oor verwondering. Maar dink, stel jy weer voor daai eerste mense, wat nog nie filters gehad het nie, of 'n mens wat geen filters het nie, wat in God se direkte teenwoordigheid leef van elke oomblik tot oomblik. Stel jouself voor as jy regtig in sy teenwoordigheid is vir 'n paar oomblikke, en jy kan dit beleef, ervaar, dit sien. Wat gaan jou reaksie wees? Dink jy gaan met hom begin praat oor alles in jou lewe? En vir hom begin vertel van dinge wat hy moet doen, en wat jy wil hê hy moet doen? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink as jy regtig in sy teenwoordigheid kom, gaan jy sit in verwondering. Die oomblikke gaan te groot wees om te praat. Jy sal net wil inneem, iets van wie hy is. Van sy liefde wat oor jou spoel, sy aanvaarding, sy aanraking, sy teenwoordigheid. Dit gaan, dink ek, nogal oorweldigend wees. Maar dit gaan ook wees soos om tuis te wees, werklik tuis te wees. Om te voel, hier behoort ek, hier is ek welkom, hier word ek aanvaar. Hier kan ek maar net wees. En iets daarvan kan jy beleef deur hierdie oefening te doen, as jy dit regtig met oorgawe doen. En dan stel ek voor, ek het nou gesê, stel jou voor jy stap in so 'n wêreld in aan die ander kant van die streep wat jy in die grond trek. Maar dink bietjie daaroor, dit is die wêreld waarin ek en jy leef. God is in hierdie wêreld aanwesig en teenwoordig en werksaam, oral, altyd. Psalm 24 sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Men, jy sien dit dikwels in die psalms, Psalm 19, hoe die psalmdigter vir God aanbid oor sy grootsheid in die natuur, in die sterrestelsel, hoe die son opkom en ondergaan, hoe hy dit alles waarneem en bewus word van wie God is. En hom net loof en prys daarvoor. Waarom sal jy jouself nie toelaat om dit ook dikwels te beleef nie? En dan kan jy hierdie selfde oefening begin gebruik in jou daaglikse lewe, van dag tot dag. Dink net, waarby is jou gedagtes en wat doen jy byvoorbeeld as jy werk toe ry? Die van ons wat moet ry, party sit lank in die verkeer, party nie so lank nie. Maar vir baie van ons is dit 'n tyd wat ook ons gedagtes is besig, ons is gefrustreerd, ons is geïrriteerd met die verkeer of wat ook al. Maar dink nou net as jy sê, maar ek ry hier in God se wêreld. Rondom my is God se kinders, wat ook in ander voertuie is. Rondom my is ook die natuur, God se natuur. En jy ry in hierdie wêreld in waar God werk en teenwoordig is en aanwesig is, en ook in die mense rondom jou werk.
En jy ry met die gedagte om vir God te ervaar en te sien terwyl jy ry. Kyk na die mense by wie jy verbyry. Baie keer is dit moontlik, as dit verkeersstadig is. Kyk na hulle gesigsuitdrukkings. Kyk na wat hulle doen. Kyk na die natuur rondom jou. Beleef dit, ervaar dit. Sien hoe God ook daar teenwoordig is in werk. Ook waar jy miskien mense sien wat kwaad is, en gefrustreerd is en geïrriteerd is. Seën hulle. Die gebed wat God vir ons gegee het om mense mee te seën, is eintlik 'n opdrag, is eintlik nie, hy sê nie vra daarvoor nie, hy sê, dit is vir Moses en Aaron, dit is wat jy vir die volk moet sê. Dit is hoe ek hulle seën. Die Here sal julle seën en beskerm. Moenie bid daarvoor nie, dit sal gebeur. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En spreek daardie seën uit oor hulle rondom jou. Jy kan dit saam met jou dra na jou werkplek toe. Sien mense raak asof jy hulle nog nooit gesien het nie. Neem waar. Wees sensitief. Luister. Wees oop. Sien wat God doen. Kyk hoe hy ook daar werk. Jy weet, ek is in my hart oortuig as ons net baie groter bewuswording kry van God se teenwoordigheid, wat hy teenwoordig is, en wat hy doen, en hoe hy werk in myself, en wat hy vir my wys, dan gaan jou lewe totaal anders lyk. Jou lewe gaan spontaan getuig en iets van die heerlikheid van God weerstraal, weerspieël, daar waar jy is. Sonder dat jy dit probeer doen, sonder dat jy bewustelik dink, ek moet dit nou doen, dit sal net gebeur. Doen daarom hierdie oefening met oorgawe, en kyk wat jy van bewus word en ervaar. Dankie dat jy weer saam geluister het.